Daar kom 'n dag wanneer die oordeel van Jahwe oor hierdie aarde uitgestort gaan word. Dit gaan gebeur, mense. Ek lees dit in sy woord. In die boek van Jesaja hoofstuk 25 kom praat Vader en hy sê vir ons uitdruklik wat gaan gebeur aan die einde van die dae en hoe sy oordeel oor hierdie aarde uitgestort gaan word. En daar's 'n spesifieke rede hoekom hy dit gaan doen. En daai rede wil ek gou met jou hanteer, want ek dink baie mense besef nie wie die lewende God is nie. Baie mense dink dat hy's maar net 'n genadige en 'n barmhartige God en dat ons kan maar lewe soos wat ons wil, want Vader is lief vir ons en hy's genadig en hy's barmhartig. Ek was al by baie begrafnisse in my lewe, ek het al baie begrafnisse gedoen en daar's nie een begrafnis wat ek al ervaar het wat mense sê maar hierdie persoon is hel toe nie. Almal is hemel toe. Almal is hemel toe en almal, dit was 'n goeie mens gewees en almal is hemel toe. Maak nie saak wie dit is nie. Maak nie saak wie dit is nie. As daai persoon dood is, nou ewe skielik is hy hemel toe. Maar ek wonder of mense werklik waar besef, dit kos 'n prys vir my en jou om die gawe van die ewige lewe te beerwe. En daai prys en dit wat ek en jy moet doen om daai gawe van die ewige lewe te verkry, is nie net om te glo nie. Is nie net om te glo nie. Dis baie meer as net dit. Dis baie meer as net dit. So daarom sê Vader in sy woord dat hy gaan kom en hy gaan hierdie aarde verwoes. Hy gaan hierdie aarde verwoes. Hy gaan sy oordeel oor hierdie aarde uitstort. En hier's die rede hoekom. Nou luister gou baie mooi. Hy sê want, vers 5, want die aarde is ontheilig onder sy bewoners. Want hulle het die wette oortree, die insettinge geskend, die ewige verbond verbreek. Dit is die rede hoekom Vader se oordeel oor hierdie aarde uitgestort gaan word. Maar nog steeds dink mense, dis oukei om sonder gehoorsaamheid en sonder die wet van Jahwe te lewe. Ek kan nie verstaan dat mense nie besef dat ons het te make met 'n heilige God. Ons het te make met 'n God wat regverdig is. En dan kyk ek in hierdie wêreld en dan ry ek op die paaie, dan sien ek hoe mense doelbewus die wet oortree. Yes, mense, dit irriteer my. Weet jy hoekom? Want wanneer ek die Bybel lees en wanneer ek Vader dien, dan besef ek hy's 'n God van orde. Hy's 'n God van dissipline. Hy's 'n God van wet en insettinge en verordeninge en 'n raamwerk. Hy wil hê ons moet binne daai raamwerk funksioneer. En wanneer ek ry en ek sien maar hier staan iemand sommer net langs die pad, oop en bloot en hy doen sy ding daar langs die pad, dan wil ek iets oorkom. Dan ry ek minder as 'n kilometer, dan sien ek maar hier's 'n publieke toilet. Daar's 'n publieke toilet, of hy het nou net verby een gery, maar hy sal wragtig daar staan. Mense ry oor robotte, oor verkeersligte, oor stopstrate. Hulle stel net nie belang om die wet te onderhou nie. Hulle stel net nie belang nie. En mense is so betrokke met die dinge van hierdie wêreld dat dis nou maar 'n alledaagse ding en dis oukei. En daar is wet en orde vir 'n spesifieke rede. Sodat ons ingeperk kan word en dissipline kan toepas teenoor ons verhouding met die lewende God. En hy sê in sy woord, hy sê dat daar kom oordeel oor hierdie aarde en ek gaan die aarde verwoes en ek gaan die aarde skud en die bewoners van die aarde gaan ek tref. En niemand gaan gevrywaar word nie. Niemand nie. Hy sê dit in sy woord. Maar dan sê in vers 5, hy sê, want die aarde is ontheilig deur die bewoners, want hulle die wette oortree. Hulle het Vader se wette oortree. Hulle het die woord oortree, hulle het sy insettinge, sy verordeninge geskenk, die ewige verbond gebreek. In ander woorde, Vader wil hê ons moet in 'n verbond staan met hom. So hoe lyk die verbondsverhouding wat ons met hom het? Want jy kan nie lewe en Jahwe dien en sê dat jy is 'n gelowige, maar jy kan nie eers die landswette toepas. Moenie sê dat jy is 'n gelowige en jy's gehoorsaam aan Vader, maar jy doen nie wat die woord sê. Jy's nie gehoorsaam aan sy insetting en sy verordening.
Want hier sê die woord dit baie duidelik, die rede hoekom Vader dit gaan doen, is juis oor die feit dat mense die wet verbreek. So hoe is dit dat dit ewe skielik weg is en mense kan maak en doen wat hulle wil? Juis vir daardie rede dat mense maak en doen wat hulle wil, gaan Vader hierdie aarde verwoes. En ons sien dat wet en orde is nie meer 'n belangrike ding in Suid-Afrika. Inteendeel in die wêreld. Want ek kan mos nou maar dink soos wat ek wil en ek kan doen soos wat ek wil, ek kan aantrek soos wat ek wil, ek kan praat soos wat ek wil, ek kan mense hanteer soos wat ek wil, ek kan identifiseer soos wat ek wil, en almal moet okay wees daarmee, want dit gaan mos nou oor my menslike reg. Nee, dit gaan oor die reg wat jy het volgens die woord van Skepper lewende God. Dis die enigste reg wat jy het. Dis die enigste reg wat jy het, die reg wat Vader jou gegee het, om hom te dien in gees en in waarheid. So mense, wat moet ek en jy doen? Ons moet gehoorsaam wees aan sy woord. Hier staan dit. Hier staan dit. So die oordeel van Vader gaan op die afkom wat sy wet verbreek, wat nie sy insettinge onderhou nie, wat nie die verbond onderhou nie, wat eintlik die verbond verbreek. So Vader se oordeel gaan oor daardie mense kom. So daarom moet ek en jy versigtig wees dat ons nie in die oordeel van Vader sal val nie. Daarom sê die woord, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. So ek is eerder gehoorsaam. En weet jy wat, ek is eerder te gehoorsaam. En baie mense het al gesê, ja, maar jy's dit en jy's dit dat. Dis okay. Ek is eerder te gehoorsaam as wat ek in een aspek ontbreek en ek verloor dalk die gawe van die ewige lewe as gevolg van my ontrouheid. So mense, ek wil hierdie met jou vandag gedeel het. En wees welkom, gaan kyk na Jesaja hoofstuk 25, want dit gee vir jou presies die rede hoekom Vader hierdie wêreld gaan oordeel. En mag ek en jy van daardie mense wees, waar ons by die bema sal staan, waar Vader vir ons die kroon van die lewe sal gee. En ons sal inkom in die vreugde van ons Heer. Halleluja. Mag jy geseënd wees. Dankie vir hierdie voorreg dat ek met jou kan gesels. Dis altyd lekker, dis altyd plesierig om met jou te kan gesels. So wees geseënd. Tot volgende keer. Shalom.